Hallo maats, ek wil met jou 'n storie deel vandag. En dit is gebaseer op 'n gelykenis wat Yeshua vertel in Lukas 20 vers 9 tot 16. Maats, daar was eens op 'n tyd 'n groot en 'n goeie koning. Hy het 'n pragtige wingerd geplant. Weet julle wat 'n wingerd? Dis 'n boord wat vol druiwe geplant word. En hierdie koning het 'n pragtige wingerd geplant vol wingerdstokke wat druiwe moes dra. Die koning het baie tyd en liefde daarin gesit en bestee. En die koning het toe gesê, ek gaan weggaan vir 'n ruk, maar ek gee hierdie tuin vir mense om mooi op te pas. Hy het die tuin aan 'n paar werkers gegee en gesê, pas dit op, sorg vir die druiwe en bring vir my van die vrug van hierdie druiwe wanneer dit ryp word. Die werkers het ja gesê, maar hulle het gou hulle eie plannetjies begin maak. Hulle het nie vir die koning se tuin gesorg nie. Hulle het begin dink, hierdie tuin kan mos nou myne wees, onsin wees. En dis nie reg nie, maats. Yeshua sê in Lukas 16 vers 10, wie in die kleinste dingetjies getrou is ook in die groot goed getrou. Maats, as ons getrou is in die klein dingetjies, soos om na iemand anders se albasters te kyk, of selfs maats om mooi te praat met ander maatjies want hulle behoort aan Papa God, hulle harte te respekteer, of selfs net maats as ons 'n klein taakie van mamma kry om dit mooi te doen, dan wys ons vir Papa God dat hy ons kan vertrou. So Abba Vader kyk of ons met liefde, sorg en eerbied optree, selfs al sien niemand anders dit raak nie. Papa God sê in Psalm 32 vers 8, hy wil ons leer en gaande die weg wat ons moet gaan. Sy oë is op ons. Hy sien wat ons doen, ons kan niks vir hom wegsteek nie. Wanneer Papa God sien, ons is getrou in die klein dinge, dan maak hy ons gereed vir groter verantwoordelikhede in sy koninkryk. So maats, hierdie koning het die wingerd aan die werkers toevertrou en hy het toe weggegaan. Maats, en seker so 3 tot 6 maande het verbygegaan, toe stuur die koning iemand om te kyk, hoe gaan dit by die wingerd? Maar maats, weet julle wat doen die werkers toe met die man wat die koning gestuur het? Hulle het die werker weggejaag. En die koning het nog 'n werker gestuur en nog een, maar die werkers het hulle almal seer gemaak. Toe die koning gesê, ek sal my seun stuur, hulle sal sekerlik luister as hy hulle kom sien en vir hom van die wingerd gee, van die druiwe. Maar maats, toe die werkers die seun van die koning sien, het hulle gesê, kom ons maak hom dood, dan is alles onsin, en hulle het toe. Maats, toe Yeshua hierdie gelykenis klaar vertel het, toe sê hy, wat dink julle sal die koning doen? Hulle sê toe almal, die koning sal die tuin aan iemand anders gee, iemand wat sal sê, hier is ek koning, gebruik my, ek wil enige iets vir u doen. Maats, so het Papa God ons vertrou toe met die aarde, en hy die een profeet na die ander gestuur, om te kyk wat se vrug ons dra, tot Yeshua gekom het en ons, sy seun en ons, as mens, hy ook doodgemaak is. So wat leer ons uit hierdie storie uit, maats? Maats, Papa God het vir ons die aarde gegee. Hy het vir ons lewens en hy het vir ons spesiale gawes gegee. Hy wil hê ons moet dit mooi oppas en vir hom goeie dinge bring, soos liefde, gehoorsaamheid, lof en goeie dade. Maats, soms luister mense nie na Abba Vader nie, maar hy soek na daardie een persoon wat sal sê, hier is ek, gebruik my. Sal jy mooi omsien na die dinge wat Papa God op jou pad stuur? Hy stuur vir jou vriende, maats in jou klas, hy stuur vir jou familielede, hy gee dit alles vir jou. Sal jy mooi omsien na dit? En ook sal jy getrou kan wees in die klein dingetjies. As jy sê, hier is ek, gebruik my, kyk wat doen Papa God en waarmee vertrou hy jou. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u liefde. Dankie dat, Vader, dat u met ons is en dat u ons leer. Vader, ons wil getrou wees in alles wat ons doen. Dankie vir dit wat u ons mee vertrou in die klein dingetjies. Ons wil groot wees in u koninkryk. Daarom wil ons diensbaar wees en sê, hier is ons, Vader. Gebruik ons. Dankie Vader vir u liefde. Dankie vir
pappa, dankie vir mamma, dankie vir boetie, sissie, dankie vir maats, dankie dat U 'n lewende God is. Ons bid dit alles in Yeshua se naam. Amen, amen. Shalom maat.